Goeiedag vriende, welkom by dag 3 van ons oordenkings. In Lukas 9 vers 51 en verder is Jesus volgens die Lukas evangelie begin hy sy lydingspad. En hy stap weer 'n Samaritaanse dorp op reis na Jerusalem. En ek en jy weet dat die Jode en die Samaritane was nie baie lief vir mekaar nie. Hulle was selfs aardsvyande. Dit was daarom ook nie vreemd dat die dorp Jesus afgewys het nie, en hom nie aan hom en sy disippels huisvesting wou gee nie. Maar die disippels se reaksie, hulle wil vuur uit die hemel afput om hulle te verteer. Wat doen Jesus? Jesus wys sy disippels tereg, want geweld is nie deel van die koninkryk of die lydingsweg van ons Here Jesus Christus nie. Inteendeel, die lydingsweg is 'n weg van versoening, van redding, van genesing, om mense tot bekering op te roep, en so mense dan in te bring in die koninkryk van God. En Jesus was voorbeeld van hierdie lewenswyse. 'n lewe wat ek en jy as gelowiges moet navolg. 'n paar jaar na hierdie kruisgebeure lees ons hoe Filippus die evangelie van Jesus Christus juis aan Samaritane verkondig. Die wonder gebeur, mense kom tot bekering en geloof en omarm die evangelie van Jesus Christus. Die nuwe apostelreaksie, hulle stuur Johannes, dieselfde Johannes wat vuur uit die hemel wil afput om hulle te verteer, om die vuur van die Heilige Gees nou oor hulle af te bid en die hande op hulle te lê. Groot vraag, is ek en jy ook 'n naloper van die Heilige Gees, om in hierdie lydingstyd ook God se Gees op mense af te bid? Kom ons bid saam met mekaar. Gees van God wat lewend maak, vul ons meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm ons tot U eer. Amen.